Goeiemôre almal. Baie dankie dat ons weer hier by julle kan kuier vandag. Dit is altyd vir ons 'n voorreg. Maar kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag vir U kan saam wees in U naam, Here. Ja, Here, U het vir ons 'n boodskap. En ons vra dat U ons harte sal oopmaak vir hierdie boodskap, Here. Ja, een van die liedjies wat nou gesing is, het ons alreeds gehoor wat U vir ons wil sê. Maar Here, dankie dat ons aan U getrou kan bly en net kan doen wat U wil hê ons moet doen. Want dit gaan nie oor ons nie, Here, maar dit gaan oor U en U alleen. Here, seën hierdie byeenkoms en bo alles, Here, laat U wil geskied. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek praat vanoggend oor 'n baie sensitiewe onderwerp. Geestelike boerery. Ja, mense gaan geskok wees as hulle die woord hoor. Maar dit is presies hoe die Here dit ook vir ons sê. En wanneer ons in Jeremia 3 en Jesegiel 16, Jesegiel 23, Hosea hoofstuk 1 tot hoofstuk 3 gaan lees, dan sien ons dat die Here baie met sy volk praat oor afgodsdienary. En die Here gaan so ver om dit hoerery te noem. En ons sal nou sien hoekom die Here dit doen. Want dit is vir hom belangrik dat ons aan hom moet getrou bly en nie aan ons eie dinge of aan die wêreld nie. Dan gaan vir ons enkele verse lees uit Jesegiel 16 vanaf vers 15 tot 22. Maar jy het vertrou op jou skoonheid en gehoreer vanweë jou naam. Nou, die Here praat hier met Jerusalem. Want dit was volmaak deur my versiersels wat ek op jou aangebring het, spreek die Here. En jy het jou hoerery uitgestort op elkeen wat verbygegaan het, dat dit syne sou wees. En jy het jou klere geneem en vir jou kleurige hoogtes gemaak en op hulle gehoreer. Dinge wat nie voorgekom het nie en nie moet wees nie. Daarby het jy jou versiersels uit my goud en my silwer geneem, wat ek jou gegee het, en jy het vir jou beelde van manne gemaak, en daarmee gehoreer. En jy het jou veelkleurige klere geneem, en die beelde omhul. Jy het ook my olie en my reukwerk voor julle beelde neergesit. En my brood wat ek gegee het, my brood
wat ek jou gegee het, fyn meel en olie en heuning waarmee ek jou gespisig het, dit het jy voor hulle neergesit as 'n lieflike reuk. Ja, so was dit, spreek die Here. Verder het jy jou seuns en jou dogters geneem wat jy vir my gebaar het en die aan hulle geoffer om verteer te word. Was dit nie genoeg met jou hoerery nie, dat jy ook my kindergeslag en die oorgegee het, deurdat jy hulle vir julle afgode deur die vuur laat gaan het? Ook het jy by al jou gruwels en jou hoererye nie gedink aan die dae van jou jeug nie, toe jy naak en bloot was en gelê en spartel het in jou bloed, gelê en spartel het in jou bloed. En wat die Here hier vir hulle sê is, toe Jerusalem 'n klein gebroke volkie was, het God hulle opgerig. Hy het vir hulle al die rykdom gegee. En wat het hulle daarmee gedoen? Hulle het afgode van ander nasies begin aanbid. Hulle het selfs altaar plekke gebou vir hierdie afgode, nie net in Jerusalem nie, maar ook binne in die tempel van God. Hulle het God, jy kan maar amper sê, geterg. Die spot gedryf met God, met hierdie afgode. God sien hierdie afdwaal met al jou afgode en al jou verbonde met ander nasies, heidense nasies, as geestelike hoerery. En dan gaan baie mense vir my sê, ja, maar wat het dit met ons te doen? Ons doen nie hierdie goed nie. Regtig? Regtig? Kom ons lees Lukas 14. Vanaf vers 15. Lukas 14. Die gelykenis van die groot maaltyd. Ons sien dat iemand vir Jesus gesê het, salig is hy wat brood eet in die koninkryk van God. Maar Jesus antwoord hom en hy vertel 'n gelykenis. Hy sê 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi. En op die uur van die maaltyd het hy sy diensknegt uitgestuur om vir die genooides te sê, kom, want alles is nou gereed. En hulle het almal begin om hulle self met verskonings
op te dis. Dit is mos makliker om verskonings te maak vir alles. Die een sê vir hom, ek het 'n stuk grond gekoop en ek moet uitgaan om daarna te kyk. Ek vra, verskoon my asseblief. En dan het net gesê, ek het 5 paar osse gekoop. 5 paar osse gekoop. En ek moet hulle gaan uitprobeer. Ek vra, verskoon my tog. En 'n ander het gesê, ek het 'n vrou getrou. En daarom kan ek nie nou kom nie. En daardie diensknegt het gekom en hierdie dinge aan sy heer vertel. Toe die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy diensknegt gesê, gaan gou uit in die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en die verminktes en die krepeles en die blindes. En die diensknegt het gesê, meneer, wat u beveel het, is gedoen, maar daar is nog plek. Dus sê die Heer vir die diensknegt, gaan uit op die paaie en na die lanings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis vol kan word. Want ek sê vir julle, dat nie een van daardie mense wat genooi is, my maaltyd sal geniet nie. Sal geniet nie. Hoeveel keer, wanneer die Here ons roep vir 'n spesifieke doel of vir 'n taak, het ons ook verskonings. Ja, maar Here, ek is nog jong. Ja, maar Here, ek is so besig. Ja, maar Here, ek kan nie altyd net opstaan en gaan wanneer U vir my sê nie. En so het ons as mense die een verskoning na die ander. En dit is altyd iets wat belangriker is as God. Is dit nie maar dieselfde as om met afgode deur mekaar te raak nie? En wat doen jy as jy met 'n afgod by mekaar is? Jy vergeet van God. Maar as ons nou ander dinge wat belangriker is in die lewe. Hoe moet God voel? Hoe moet God se hart voel wanneer ons altyd vol verskonings is? Hoe moet God voel wanneer ons daar voor daai televisie sit, voor jou televisie sit, en jy na goed kyk, wat jy nie na moet kyk nie. Wanneer jy 'n ding kyk, waar die Here se naam uitelik gebruik word, waar daar gevloek word, waar hulle oor en weer hoereer, maar jy sit en kyk daarna, want dit is mos net 'n fliek. Jy's besig om geestelik te hoereer. Of jy so vas in jou selfoon, dat jy oop gaan in die oggend, eerste wat jy vat, is jou selfoon, want ek moet nou sien, het iemand nie vir my geskryf deur die nag nie. Jy het nog nie eens met God gepraat nie, maar jy is al klaar besig met die dinge van die wêreld.
Ja, maar Here, ek moet dan seker maak. Nee. Die mens het dit heeltemal verkeerd. God eerste. Dan enigiets anders, maar nie enigiets bo God nie. Paulus skryf vir ons in 2 Timoteus 3. En hy sê daar gaan swaar tye kom. Want die mense sal liefhebbers van hulle self word. Geldgieriges, grootpraters, trotsaards, ongehoorsaam aan hulle ouers. En hoe baie sien ons dit in die tyd wat ons lewe, wat die kinders nie meer luister na hulle ouers nie. Paulus het dit vir ons geskryf duisende jare terug. En ons sien dit nou gebeur. Maar dit gaan verder. Die mense gaan ondankbaar wees. Onheilig. Sonder natuurlike liefde. Onversoenlik. Kwaadsprekers. Met ander woorde, kinderbekke. Bandeloos. Wreed. Sonder liefde vir die goeie. Verraaiers. Roekeloos. En meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Hy sê dis mense wat lyk of hulle godsdienstig is, maar hulle die krag van die ware Christus in jou verloon. Paulus sê, moenie eens met hierdie mense meng nie. Jy kan nie aan die dinge van die wêreld wil vashou en aan God wil vashou, omdat jy dink jy slimmer is God nie. Maar Here, ek moet my lewe geniet. Nee, die Bybel sê, verloon jouself. Neem jou kruis op en volg Jesus. Jy kan nie lief wees vir die wêreld en dink God moet oukei wees daarmee nie, want hy is nie. In Johannes 2, vers 15 tot 17, maak dit baie duidelik. Moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, en hierdie trotsheid van die lewe, ons val trots, ek is mos die mooiste en die grootste en die sterkste. Daai goed is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En hierdie wêreld gaan verby. En die begeerlikheid. Maar hy, wat die wil van wie doen? Wat die wil van God doen, bly vir ewig.
Nie doen wat jy wil nie, want jy behoort nie meer aan jouself nie. Jy behoort nou aan God. God het nie gesê, gaan doen wat jy wil nie. Ek hoor baie keer, want mense sê, ja, maar die Bybel sê. Ek weet wat iemand vir jou sê, wat die Bybel sê, dan weet jy, nou gaan hy probeer om sy sonde te regverdig. Ja, maar die Bybel sê, beproef alles, en behou die goeie. Die Bybel het nie gesê, gaan doen alles wat verkeerd is, en behou dan die goeie nie. Nee. Dis 'n geestelike beproewing. Gaan toets of dit reg is. Hoe toets ons of dit reg is? Deur die woord. As dit in die woord van God staan dis verkeerd, dan bly dit verkeerd. Maak nie saak wat jy as mens sê nie. Paulus skryf ook vir ons, die mense doen hierdie goed, omdat hulle nie meer die waarheid wil hoor nie. Dis makliker om in die gehoor gestreel te wees. Party pastore staan ons daar met veertjies wat hulle so oor hulle ore streel. En hulle vertel vir hulle al hierdie mooi storieetjies. Alles is net mooi en God is net liefde. En jy kan maar aanhou sondig, want Jesus het mos nou klaar vir jou gesterf aan die kruis. Is dit wat in die Bybel staan? Nee. Die Bybel is baie duidelik. Bekeer julle. Met ander woorde, draai 360 grade om. Nee, nie 360 en dan nie weer terug daai kant toe. 180 grade gaan terug na God toe. Gaan terug na God toe. Nie hou aan met jou sondige lewe nie. Nee. God laat nie met hom spot nie. Wees baie versigtig. Baie versigtig. Maar weet julle, na alles is alles nog nie verlore nie. Al voel God so hartseer oor al hierdie dinge wat ons as mense doen. En ja, ons is almal skuldig. Sê hy, kom terug huis. Kom wees daai verlore seun wat terugkom na sy vader toe. Kom na my toe, my kinders. Wil jou 'n nuwe kleed gee? Ek wil julle 'n nuwe ring gee. Ek wil vir jou 'n feesmaal voorberei. Psalm 23 sê, ek gaan jou nooi vir 'n feesmaal. Jy kom aansit by my tafel. Waarom kom ons nie terug na God toe nie? Hy roep ons. Hy sê vir ons in Openbaring 3, vers 20 en 21, hy sê, ek klop aan die deur. Openbaring 3, vers 20 en 21. Hy sê, ek klop aan die deur. As jy oopmaak, dan gaan ek inkom daar na jou toe. En dan gaan saam met jou om 'n feesmaal hou. Wat 'n wonderlike belofte maak Jesus vir ons. Kom terug na hom toe. Ons het nie nodig om in hierdie wêreld se gemors vasgevang te wees. Met al hierdie lelike goed wat gebeur nie. Kom terug na Jesus. Hy roep ons. Weet, Jesus het reeds die oorwinning behaal toe hy aan die kruis gesterf het.
Hy het die sonde oorwin. Hy het die dood oorwin. Maar ons lewe asof ons nie daai oorwinning by hom gekry het nie. Ons lewe nog steeds soos verloorders. Dis tyd om op te staan met Christus. Jou vol te maak met hom. Hy het sy kosbare bloed vir ons gestort, sodat ons kan lewe. Kom na Jesus toe. Jesaja skryf dit baie mooi in Jesaja 1 vers 16 tot 18. Hy sê, was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg. Hou op om kwaad te doen. Leer om goed te doen. Soek die reg. Die beteel, met ander woorde, hou die verdrukker in toom. Hou hom so 'n bietjie terug, druk hom af. Doen reg aan die weeskinders. Doen reg aan die weeskinders. En verdedig die saak van die weduwee. En dan die oproep, dan sê hy in vers 18, kom nou, en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Watter mooi oproep. Kom, ons gaan weer na Jesus toe. Kom ons los bietjie al ons afgode en al hierdie dinge wat ons besig is. En ons bou weer aan ons verhouding met die Here. Want sonder daardie verhouding kan ons nie lewe nie. Baie mense sê, ja, maar ek glo. Jakobus sê, die duiwel glo ook. As jy glo, dan moet daar tog vrug wees. Want die Here sê ook, hy is die wynstok. Ons is die lote. Maar as jy nie vrug dra nie, gaan jy afgekap word. Dit is die vrug wat uit jou geloof uitkom. Jakobus sê, wys my die geloof wat nie werke het nie. En dit is dood. Dan moet iets vloei uit jou geloof uit. Kom, ons maak weer vas met die Here en ons sê, Here, ons is hier. Here, ons gaan hierdie pad saam met U stap. En doen dit vandag nog. Moenie uitstel nie. Want môre is nie gewaarborg nie. Môre is dalk net een dag te laat. Amen. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie woord vandag, Here. Maar Here, laat U Gees die naprediker van hierdie woord wees. Here, kom deursoek ons harte, want ons staan skuldig voor U, Here. En laat ons net weer besef
ons moet al hierdie nietighede waarmee ons besig is, laat staan. Help ons, Here. U het vir ons die hoogste prys betaal. Nie dat ons moet maak wat ons wil nie, Here, maar sodat ons U tevrede kan stel. Sodat ons U kinders genoem kan word. Sodat ons U woord nie net kan spreek nie, Here, maar ook kan uitleef. Here, help ons, want ons is swak. Here, seën ons waar ons hier uit mekaar uitgaan. En bo alles, Here, laat slegs U wil geskied. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ek gaan een liedjie sing. Dis reg. Kom maar eers. Kom maar eers. Baie opgewonde. Amen. Prys die Here. Ek gaan sommer hier staan. Ek net jou leer. Okay. En ek sê beste van 'n donkie is sy reg. So. Ek wil net sê ons bly in 'n redelike klein huis. Ek het nie my eie kamer nie. Dis die 2 kleintjies. Ons is maar almal boere saam. En ons dink nou al lankal om die huis te verkoop en het nou besluit ons gaan dit doen. 2 agente het kom kyk. Hulle was redelik negatief met verkoop. Hulle sê net 1 badkamer. Mense soek meer badkamers en sommer net alles. En ek voel redelik af. Saterdag het Renata 'n vrou gebel, want ons wil gaan kyk na 'n ander huis. Ek net my hande hier sit. En die vrou vra toe of sy ook ons huis kan verkoop. En ek sê vir haar nee. Ek wil nie te veel mense in almal in en uit dit. Ek wil nie. Maar so gaan kyk ons na die huis wat sy skou gister. En sy sê vir my, nou moet jy onthou, sy het nog nooit ons huis gesien nie. Die agent, die agent, waar ek gister was, het nog nooit die huis gesien nie. En sy sê net vir my, sy was vanmiddag. En ek voel nie eens, maar ek het dan vir haar gesê, ek wil nie nog mense hê wat die huis verkoop nie, maar so besluit ek, ja. Nou wil ek vir julle sê, ek het 'n gebedssaak gemaak van die huis verkoop. Ek het vir die Here gesê, dis in sy hande. Dis nie in ons, my of ons hande nie. Weet julle, in die vrou het met die mense gekom. Eerste keer wat die agent nou ook die huis sien. En ek voel baie depressief waar ek bly. En die mense sê net maar, o, dit lyk mooi, alles is reg, alles is dit. En net daar koop die mense die huis. So ek wil werklik, die Here het gehoor, hy is met ons, ek is so opgewonde. Nou moet ons net 'n ander huis kry, maar dit het ek ook vir God gegee. Dis nie in my hande nie. Amen. Baie dankie. Baie dankie. Vir my Ag nee, ek dink ons sluit af, ja. Maar baie dankie vir almal wat hier was vandag. Weer is koud buite. Maar is lekker warm hier binne. En seën vir almal. En tot ons weer ontmoet. Epic.